Selfdeernis deur bewustheid. Dit wil hoor mense sê, my kop raas. Hoe bly mens dan koelkop te midde van chaos? Hoe hanteer ons emosies wat vinniger opwel as wat 'n mens wil hê? Hoe keer 'n mens dat een negatiewe emosie nie groei tot 'n massa en jou heeltemal op hol jaag nie? Wel, die eerste stap is om jou innerlike ervaring eerlik te sien vir wat dit is. Want 'n ervaring is iets wat jy wil bewus maak van iets anders. Kristin Neff beskryf hierdie bewustheid of mindfulness as die eerste stap tot selfdeernis. Dis die vermoë om jou innerlike ervaring eerlik te bekyk en raak te sien. Ons moet daarop let sonder veroordeling en sonder oordeel en sonder ontkenning. Nou wat na my mening help hiermee is om 'n posisieskuif te maak en te besef, ons is nie alleen in ons situasie nie, God is ook hier. Ons lees in Psalm 46 vers 11, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Nou wanneer ons besef en glo dat ons situasie nog altyd deur God verander en verbeter kan word, skuif iets in ons ervaring van ons emosies. Jesus het bovendien die Heilige Gees gestuur, sodat die Gees in ons die vrug van die Gees kan gee, om ons te help op verskillende situasies, deur geesvervulde emosies en waardes te begin leef. Goed soos liefde, geduld, vriendelikheid en so meer. So gaan 'n gebed te gesels met God oor presies wat gaan binne in jou aan. Wat ervaar jy? Beskryf daardie ervaring sonder oordeel, sonder ontkenning. Wees eerlik, radikaal eerlik. Volgens Neff is die praktyk van gebed of kort meditasie 'n baie groot hulp om jou selfoordeel te verminder en juis in die proses veerkrag te bou sodat jy meer kan floreer. En laat hierdie bewuswees van jouself in selfdeernis jou met kalmte vul en op hierdie manier vir jou herinner aan God se vrede wat alle verstand te bowe gaan. Leef geïnspireerd.